Welkom by vandag se lesing oor distribusiebestuur en kleinhandel. Ons sal ondersoek hoe om die omvang van verspreiding vir 'n produk te bepaal. Verspreiding is van kardinale belang in bemarking, aangesien dit 'n produk se toeganklikheid vir die teikengehoor verseker. Ons sal 3 sleutelbenaderings bespreek: markpenetrasie, verspreidingsintensiteit en kanaaldekking. Markpenetrasie meet die persentasie potensiële kliënte wat die produk gekoop het. Hoë markpenetrasie dui op wye verspreiding, terwyl lae penetrasie beperkte beskikbaarheid aandui. Verspreidingsintensiteit ondersoek die aantal tussengangers wat betrokke is. Selektiewe verspreiding gebruik 'n beperkte aantal groothandelaars en kleinhandelaars, dikwels vir luukse goedere of spesialiteitsitems. Intensiewe verspreiding poog om 'n produk in soveel moontlike afsetpunte beskikbaar te stel, geskik vir alledaagse verbruikersgoedere. Eksklusiewe verspreiding gee 'n enkele kleinhandelaar die reg om binne 'n spesifieke gebied te verkoop. Kanaaldekking fokus op die tipes kanale wat gebruik word om die teikenmark te bereik. Algemene kanale sluit in direkte verkope, groothandelaars, kleinhandelaars en aanlyn markplekke. Deur kanaaldekking te analiseer, kan jy gapings in jou verspreidingsnetwerk identifiseer. Dit help verseker dat jou produk die regte gehoor effektief bereik. Om verspreiding te verstaan is noodsaaklik vir die optimalisering van jou bemarkingsstrategie. Deur markpenetrasie, verspreidingsintensiteit en kanaaldekking te analiseer, kan jy verseker dat jou produk die regte gehoor op die regte tyd bereik. Dankie dat jy vandag by die lesing aangesluit het.